Goed mense, Werner het genoem van die grootste projek of bouwerk in Afrikaner se geskiedenis buite die staat. Maar Flip het nog 'n ander perspektief daarop gesit. En hy het gesê, dis die produk van 'n totale ekosisteem. En dit is die ekosisteem wat die grootste projek is van Afrikaners nog ooit in die geskiedenis. En elkeen van julle is 'n stukkie van daardie ekosisteem. En die kampus wat nou gebou word, is net die mees konkrete en sigbare projek wat ons idee vasvat. En dit is daardie idee van ons sal self. Ons kan dit sien, dis duidelik, daar is hy. Klippe word gebreek, 'n kampus word ontwikkel en hy word gebou. Dis daardie ons sal self in praktyk. En dis natuurlik 'n idee wat lankal gebore is, en daardie idee is gebore, ek dink die geboortedatum, dink ek maar kan ons sê Flip is 1998, met Flip se toespraak tydens die Mynwerkersunie Kongres toe hy gesê het, daar moet 'n beweging gebou word. En Frik het dit genoem, Werner het dit verder gevat. Daardie tyd was dit gedoen uit 'n absolute stuk nederigheid. Daar was niks. Mynwerkersunie was eintlik in praktyk bankrot. Maar dit was uit nederigheid, en die tweede ding wat Frik ook mooi uitgelig het, en uit geloof. En mag ons nooit ons idee van vergeet, en mag ons nooit die nederigheid verloor nie, en mag ons nooit ons geloof verloor nie. Want dit is onderliggend wat lei daartoe dat ons kan doen waaroor ons nou praat. Flip se voorbeeld van die ekosisteem is ongelooflik belangrik. Want daardeur sê ons dat ons het 'n verbintenis aan mekaar. En daardeur sê ons, as ons kyk na die Akademia kampus, dan is dit myne ook. Dis SFD sin ook. Dis SOS sin ook. Dit is Soltech sin ook. Dit is Afriforum sin ook. Solidariteit sin ook. Want dis die ekosisteem sin. Maar die ander kant is ook waar. Vir Martinus het ook eienaarskap en SFD en almal in mekaar, en François en Soltech, en so is dit 'n ongelooflike verbintenis wat ons hier so aan mekaar bind en wat hierdie moontlik maak. En dit is ook wat so mooi is. Daarom as ons nou praat oor die kampus, dan praat ons nie iets, daar is dit nie. Dit is iets wat uit een idee gebore is. Idee van ons alself. As ons sien, daar is die kampus, dan sê ons, joh, maar kyk ons plan werk. Dit wat ons doen werk is so lekker om dit te kan sien. En dit inspireer ons almal. Volgende keer praat ons weer oor 'n ander instelling se mooi groot projek. Ek gaan in die gesprek die tema van nederigheid behou. En so Henk, ek gaan met jou begin, en ek kan die nederige oomblik onthou toe ek en jy voor die Suidgebou gesit het. Daai ou bankietjie is nog steeds daar, en jy met die idee gekom het. So kom ons praat eers gou oor die groter idee van kanton, en dan gaan ons na die kampus toe self gaan. Ja, Dirk, ek onthou dit ook. Is bad om te verjaar. Jy is so bietjie meer emosioneel. En hoe ouer ek word, hoe meer emosioneel raak ek. Nee, so ons het in die beweging het ons regtig 'n groot uitdaging gehad, want ons instellings is so gefokus en opreg gefokus op hulle rede van bestaan, dat hulle in hulle wese so inrig. En dit wat Akademia en Soltech en al die ander instellings, gemeenskapsinstellings rig, is hulle bestaansdoel. Dit is nie die mobilisering van kapitaal nie.
wat dit veroorsaak is dat jy ook 'n uitdaging het om kapitaal te mobiliseer. As jy 'n maatskappy sonder winsoogmerk is, dan kan jy nie aandeelhouers en aandelekapitaal werf nie en jy kan ook nie lenings by banke gemaklik kry nie. So dit was regtig vir ons 'n groot blokkasie en die hele gedagte van kanton was om die brug te bou, die vennootskap te gaan smee tussen kultuur en kapitaal en dat kanton deur die ontwikkeling van eiendomme wat ons nou leefruimtes vir Afrikaans noem, kapitaal te gaan mobiliseer uit die privaat sektor uit en uit die finansieringssektor uit en dat ons dan die verantwoordelikheid neem om die fasiliteite te voorsien wat ons gemeenskapsinstellings nodig het en dat ons dan in 'n ooreenkoms tree en die ooreenkoms tussen ons kulturele huishouding en die privaat sektor fasiliteer deurdat ons die eiendomme daar sal stel en dat ons dan die fasiliteite, die leefruimte sal gee waardeur die instellings hulle self kan verwesenlik, maar dat die kulturele huishouding of die instellings dan nou huur sal betaal vir daardie fasiliteite en daardie huur vir kanton in staat sal stel om vir ons beleggers 'n goeie opbrengs te gee, 'n goeie finansiële opbrengs te gee en dat ons dan ook die finansiering wat ons by die banke gaan kry, ook dan sal kan diens met daardie inkomste. En vir ons aandeelhouers gee ons nie net ook 'n goeie finansiële opbrengs nie, ons gee vir hulle ook 'n kulturele dividend, deurdat hulle kapitaal, sonder dat dit vir hulle teen 'n prys is eintlik vir hulle teen 'n opbrengs, ook die gemeenskap se saak ondersteun. So dit is die plan gewees, dit was die oplossing op die groot probleem gewees en dit is in 2018 gewees en ek sal dalk nou so 'n bietjie die storie vertel van 2018 af, maar ons staan in verwondering en kyk na waar ons vandag is en op die vooraand van Akademia se Soispit, hier gaan nou 'n skuifie wees oor Akademia se Soispit en asseblief julle as instellings lede van hierdie beweging moet asseblief die geleentheid neem om ook sommer dan as jy nog nie geregistreer het nie, te registreer vir die Soispit. Dit gaan 'n regtige feestelike dag wees. Maar ja, Dirk, in kort, dit is so 'n bietjie die agtergrond. Goed, hier in die begin, nadat ons die gedagte geplant het en so aan, wat gebeur het, is die Solidariteit eiendomme in kanton opgegaan. Daarna het ons die Soltech Campus gebou, die Soltech Koshuise het gevolg, en nou die groot projek. Nou net om die omvang daarvan net te bedink, ons bedryfsomset van die hele beweging is so 1,5 miljard rand 'n jaar. En fase 1 hier is omtrent 1,8 miljard rand. Is groter as ons totale bedryfsomset, dis reusagtig. En dan die totale projek 3,2 miljard rand. Waar staan ons nou? Ja, so ons het die toekomsbouer veldtog op 1 Augustus verlede jaar bekendgestel en ons het basies 'n jaar gehad om die kapitaal te werf sodat ons kan voortgaan met fase 1 wat 1,8 miljard rand is. Nou 1,8 miljard rand klink vir my bietjie meer vrees aan Jaan as ek praat van 1800 miljoen rand. En dit voel vir my werklik wanneer ek daar op die kampus beweeg en 'n ou sien regtig maar hierdie is 'n projek op groot skaal. Ons het nou al jare lank wat ons werk op die projek en ek meen die syfers ken ons almal amper al uit ons koppe uit en so aan, maar as jy die dag daar op die kampus kom, dan kry jy 'n gevoel van die omvang daarvan. En in die afgelope 12 maande het ons nou hard gewerk aan die voorbereiding sodat ons gereed kan kom met konstruksie wat onder Fransos se bekwame hand het ons begin met die massa grondwerke wat ons nou in die begin van Desember afhandel
En die ontwikkeling en ontwerp wat nou al daai tegniese planne is, ek hoop jy vra vir François hoeveel planne daar is en so aan, maar dit is derduisende. Hy kan vir julle sê hoeveel derduisende. En dan het ek nou saam met die Pallidus span die verantwoordelikheid gehad om dit maak my bang om die geld in die hande te kry. En ek wil net voordat ek sê wat gebeur het, wil ek net weer daai punt maak. Dis regtig 'n resultaat van die totale ekosisteem se reputasie, die totale ekosisteem se prestasie. Soltech se ongelooflike voorbeeld van dat dit werk. Akademia se geloofwaardigheid en akademia, die spasie wat akademia gaan volstaan het in hoër onderwys. Dit is regtig die werk van 30 jaar wat hier in 'n jaar bymekaar gekom het en waar ons vandag kan staan en sê ons het die 1.8 miljard rand om te begin. Dis ongelooflik. Toe die massa grondwerke begin het, was dit nie eers seker gewees nie. En daar is nou al 200 miljoen rand in daardie projek ingegaan en toe was ons nog effens onseker. Maar Henk, ek gaan dit eintlik vir François, jy moet so dink so lank daaroor François meer vra, maar daar was heeltyd hierdie oomblikke wat mense regtig die Here se hand kon sien, oomblikke van genade. Toe man jy gaan eers nou vir hom vra, eers jy. Daar's sulke oomblikke van genade gewees en die een voorbeeld van my van 'n oomblik van genade is dat die land op die oomblik is in 'n slegte plek. Ons is bekommerd oor ekonomiese groei. Daar's nie ontwikkeling nie. En daardie slegte plek van die land het tot gevolg gehad dat daar in finansiële instellings te veel kontant is. Bedoelende dat hulle nie plek om te belê nie. Daar's te veel en dit is dis die probleem wat die finansiële instellings meegesit het. En hier is die paradoks. Hierdie krisis in die land het toe tot gevolg gehad dat ons projek aanloklik was. Ons het aanvanklik nie gedink die banke gaan so tafel toe kom. Toe kom die banke tafel toe omdat hier 'n krisis in die land is. Die krisis in die land bou ons kampus. Dis 'n stuk genade. Maar ek wil nou nie daarin gaan nie, daar's baie ander sulke voorbeelde wat ons nou toe gaan beweeg. Martinus, ek wil terugkom na die tema van nederigheid, want as ons nou daar begin na toe beweeg en ons sê van al hierdie gelde, dan raak ons dalk hoogmoedig. Terugkom na nederigheid toe. Ek kan ook die nederige oomblik onthou in die Geelhout raadsaal, toe jy die eerste keer daar gekom het, ons het aandele gekoop in Oxbridge, en ons het gedink, ag, dit is maklik, ons koop aandele in 'n korrespondentiemaatskappy en dan vertaal ons net die kursetjies in Afrikaans. Toe kom ons agter, maar hoor jy, dit werk nie lekker nie, dit lewe nie ensovoorts. En toe moet ons 'n ander plan maak. En toe het Martinus gekom met die idee van die telematiese sentrums. Baie nederige begin. Ek onthou die baie nederige begin daar, enkele kantore daar in die Suidgebou, later ateljee daar in die Suidgebou, eerste sentrum daar in die Suidgebou. Toe word ons gekonfronteer met die vraag, maar hoe finansier ons nou Soltech en hoe finansier ons akademia? Daai nederige begin van solidaritetslede wat gesê het, hoor jy, ons sal elkeen R10 gee. En dit was die koringkorrels wat ontkiem het. En hier staan ons met nederige R10. So ek onthou daardie nederigheid. Nou is ons nog steeds nederig, maar ons is baie groter. Nou, dit werk so die model. Kanton doen die ontwikkeling. En dan huur die instelling, want ons wil nie graag daar hê dan met groot aandeelhouers aandeel opneem in die instelling nie. Dis dieselfde model wat ons met Soltech gevolg het. Soltech huur by Kanton die kampus. Maar nou moet die instelling gereed gemaak word. As die instelling nie sterk genoeg is, gaan die projek misluk. So ons moet almal daaraan werk, onthou, dis ons almal se verantwoordelikheid. Ons moet nou akademia help suksesvol maak, sterk maak. So, Martinus, hoe lyk jou planne? Want nou skuif die druk was nou daar by jou, om die geld te kry en te bou. Nou skuif dit hiernatoe om te sê dat, luister,
dit gaan misluk, indien jy nie suksesvol is nie, dan op die ouens sit jy, François, gaan nou by jou uitkom, jy het nou so lekker gelag vir Martinus, nee. Martinus. Môre julle, dankie Dirk. Ja, so ek hou nie daarvan om eerste syfers te praat nie, want dit is sekondêr waaroor dit gaan. Maar net om dit wat jy nou hierso uitwys, nou in syfers om te sit. So ons huuruitgawe vir volgende jaar se begroting is 15 miljoen rand. En as ons kampus toe gaan, en dit is oor 3 jaar, dan styg daai huuruitgawe na 120 miljoen rand per jaar toe, en dan vinnig soos wat die kampus groter word. So die uitdaging aan ons kant is enorm groot. Maar dit is nie onverantwoordelik wat ons doen nie. Ons het dit baie netjies beplan. Ons het modelle gebou om hierdie sprong wat ons wil maak in 2028 ten minste verantwoordelik te beplan, finansiëel gewys, en alles dui daarop dat ons dit sal kan doen. En dit gaan daaroor dat ons getrou is aan ons bestaansrede. Ons het 'n mandaat om vir ons gemeenskap 'n breë aanbod te skep binne 'n sekere idioom en 'n ideewêreld, en ons kry dit toenemend beter reg, soos wat ons ook ryper word daarmee. En dit is net ongelooflik om te sien hoe reageer ons gemeenskap op dit. Hoe dit die ding is wat resoneer in hulle harte as hulle hoor wat ons mee besig is, wat ons ideale is, wat ons graag wil bereik, waarna streef ons, dan mobiliseer dit 'n hengse klomp energie. En daarom is dit waarop ons fokus, en ons weet met die genade van die Here en ons gemeenskap wat ook hierdie goed soek, sal hierdie syfers uitwerk. So dit is 'n groot opgawe en dit is 'n groot uitdaging, maar ek is heel rustig dat omdat ons ook 'n klomp medebouers het. Ek sit volgende dink toe Flip dit nou hier noem. Ons almal is bouers aan hierdie groot projek, en omdat ons in hierdie gemeenskap van bouers is, twyfel ek nie daaroor nie. Net dalk ietsie net by sê oor die kampus, dat ek kan verstaan dat dit vir kollegas wat in ander instellings sit so 'n bietjie ver voel. Maar ons gaan baie prakties, gaan ons die kampus regtig toeganklik maak vir spesifiek die beweging en ons personeel. Nou natuurlik, ons sit nou met sekuriteitsbeplanning en hoe ou dit doen sal ons nog mooi sien. Maar die gedagte is dat ons gemeenskap dit kan kom geniet op die kampus. Daai veilige ruimte wat Henkele van praat, ruimtes, leefruimtes vir Afrikaans, dat dit 'n ruimte is waar almal van julle kan kom leef. En daar gaan baie wees om te doen. Ek dink sommer aan fietsrypaadjies en drafpaadjies en koffiewinkels en wat ook al, sportgeriewe wat ons almal kan geniet. Maar ek dink dit is belangrik om nou al te sê, dit gaan 'n plek wees wat ons regtig toeganklik gaan maak vir ons gemeenskap. En ons sal nog sien hoe moet ons seker maak dat dit nie die sekuriteit bedreig van die kampus nie, maar dit is ons hart. Dankie Martinus, iets oor die programontwikkeling wat voorlê? Dirk, ons is, soos ons hier sit, bied Akademia nou 23 programme reeds aan in 5 fakulteite. Nou daar's in vanjaar in 2025 is daar 10 programme ontwikkel wat reeds ingedien is vir akkreditasie, en ons sal nou binne oor die volgende 2 jaar sal ons uitslag op dit kry, en dan is daar nog 10 programme waaraan ons reeds werk wat volgende jaar ingedien word. So ons gaan kampus toe hier teen 2028 tot 30 gaan ons hier by 50 programme hê wat ons aanbied, en dit nou soos ek sê oor 5 fakulteite. Ek dink net om bietjie konteks te gee, dit vat min of meer 'n jaar om 'n program met 3 jaar graad te ontwikkel. Jy moet spanne intrek, kundiges vanuit ander akademiese instellings as ons nie self die kundigheid het nie en so aan. En dan as mens dit gereed het en jy dien dit in, dan is dit 'n proses wat aan die owerhede se kant loop van so 18 maande tot 2 jaar. So as ek sê ons praat van 50 kwalifikasies, is dit elke keer die proses waardeur ons moet gaan. En dikwels kom van die goed terug met belaglike kommentaar en vereistes. Jy kan duidelik sien die ou het nie die goed gelees nie en so aan. So dis maar die prosesse waardeur ou gaan. En dit is nou een ding wat ek dink ons die vermoë ontwikkel het in Akademia, is om effektief en vinnig hoë gehalte programme deur hierdie prosesse te kry. Want dis op die ou en die ding wat hier die getalle bou wat ons nodig het om die kampus te maak werk. Dan is daar ook Dirk baie vinnig besig om nagraadse hierdie
50 kwalifikasies waarvan ek praat is meeste voorgraads, enkele honeurse en emme, maar ons werk baie hard daaraan om in elke fakulteit nou nagraadse kwalifikasies ook uit te rol. Ons begin volgende jaar met ons eerste PhD, dis in die regte, waaroor ons baie dankbaar is, maar ons sal later meer daaroor praat, en dan is daar baie opwindende nuwe studievelde wat ons gaan betree, en as jy wil hê, kan ek sommer nou daaroor praat. Dit is onder andere, is ons nou, omdat ons nou 'n kampus het, en ons het nou spasie, en ons het laboratoriums wat ons nie gehad het nie, kan ons nou ook in die natuurwetenskappe baie lekker klomp kwalifikasies uitrol. Dit is nou goed in die fisika, en die chemie, en die plantkunde, en dierkunde, en al die. So daar is 'n hele klomp BSc kwalifikasies wat nou ontwikkel word daarvoor, en 'n baie opwindende kwalifikasie is die landboukwalifikasie. So ons is ver gevorder met 'n B-Agriek. Ons werk ook aan 'n BSc landbou. Die B-Agriek is bietjie meer algemeen. Daar's onder andere ook landbou handelsvakke in die program, baie opwindende program. So hy's ver gevorder, word vroeg volgende jaar ingedien. Dan is 'n ander baie belangrike ding is dat ons begin ontwikkel het aan die ingenieurskwalifikasies. Ons wil afskop in 2028 reeds met 2 kwalifikasies, dis 'n B-ingenieurswese in elektries en elektronies, sowel as 'n ingenieursgraad in bedryfsingenieurswese. En dan die derde opwindende ding is dat ons vroeg volgende jaar dien ons eerste teologiegraad in hopende dat ons ook in 2028 dan met teologie kan begin. Dankie Martinus, is baie opwindend. So ons het nou die instelling, ons 'n kanton, ons het nou die geld, het ons nou die planne en alles. So daai druk was op Henk, toe skuif die druk nou na jou toe. François moet dit bou. So die druk skuif nou na François toe. François, kom ons kom net terug. Dit is nou elke keer, dan gaan die gesprek hier op, moet ons net weer terugkom na nederigheid toe. Ons is baie trots op ons nederigheid. Ek is baie trots op julle nederigheid. Ek kan 2 nederige oomblikke. Die een is, dink ek, op die eerste keer op die Soltech grond. Kyk, op daai stadium het ons nog gedink Akademia gaan sommer ook daar gebou word op die Soltech grond. Dit was die oorspronklike gedagte, Soltech Akademia alles. Of nee, het was eintlik aanvanklik Akademia en nie Soltech nie. En toe later dink ons sommer alles gaan dat. Kan nie lekker onthou nie, maar daar het 'n champagnetjie. Maar vir my was iets nederigs, maar Henk, jy kan miskien selfs nou iets meer daaroor sê, is daar op die nuwe kampus, sal julle nou nie glo wat die eerste ding is wat daar gebou is nie. Kan julle raai? 'n braaier. So dit was die eerste ding wat daar gebou is. Ek onthou toe ons nou so 2019, nee, is die braaier, is die grond gekoop, 55 miljoen rand. Ons het so vir mekaar gesê, as hierdie kampusbouery nie uitwerk nie, het ons daarom die duurste braaier in die wêreld. Maar François, vertel ons net iets wat ek wel wil hê jy moet vir my, as jy dit wil deel is, ons praat van genade oomblikke. Goeters wat gebeur het wat eintlik niks anders was as die Here se genade nie. Daar het net dinge gebeur. So as jy so 'n bietjie kan verwys na sulke genade oomblikke en dan ook vir ons so bietjie interessant wys hoeveel vragte, hoeveel planne, hoeveel grond word geskuif. Wat word daai net die grootheid van die praktiese van die projek. Okay. Dankie Dirk. Ja, so net gou konteks, as jy ontwikkel in Johannesburg en Pretoria, is dit baie belangrik om te kyk eerstens of die grond ontwikkelbaar is. En daardeur bedoel 'n mens dat die staatsraad se dienste daar kan uitkom. So mense sien baie stukke grond wat oop lê, maar jy kan glad nie daar ontwikkel nie as gevolg van die diensbaarheid van die grond. Partykeer is daar nie krag nie, daar's nie water nie, daar's nie riool nie. En dan kan jy net uiteindelik niks daar doen nie. En in 2015 het ons begin soek vir grond vir Akademia, en uiteraard jy stel 'n hele span saam van klomp ingenieurs en so, en klomp ander konsultante wat jou help met jou omsigtigheidsondersoeke en ondersoeke op die grond of dit diensbaar is en so. En dit was 'n lang proses geweest en elke keer dan net so voor die einde dan kom jy agter maar hoor hier's nie water nie of hier's nie riool nie, die staatsraad kan jou nie help nie. So die grond is met ander woorde nie diensbaar nie. Jy kan nie daar ontwikkel nie, jy sal nooit goedkeurings kry nie. En uiteindelik na 'n hoeveelste stuk grond, ek dink ons het omtrent tussen 12 en 15 stukke grond so ondersoek en dis elke keer so 3 maande proses. En
ons word toe verwys deur ons omgewingskonsultant na hierdie spesifieke stuk grond. En toe ons gaan kyk, toe sit uiteraard 'n baie mooi stuk grond, een van die vereistes van 'n kampus. Nee, moenie. Ek moet nou eers Sit af. ek moet net gou hier praat ek. Ja, nee, hy praat, sê maar. Nee, ek moet net eers gou hier onder Gaan aan, hulle hoor jou. Nee, ek moet nou eers hierso dit onderbreek, maar so Franswa gaan nou aangaan daar waar hy nou op die grond is en toe nou die grond ontdek en sien dit is nou mooi, maar wat julle nou, die van julle wat dit nou nog nie weet nie, Franswa kom van Welkom af. En Riebeekstad en dis nog nie heeltemal uit hom uit nie. Maar ek bel hom toe die middag en ek vra vir hom, so hoe lyk dit? Toe sê hy vir my in Welkom Afrikaans, Henk, dit is baie mooi. En hy bedoel net die aksent. En in elk geval toe kyk ons na die stuk grond en ons het die eienaars gaan sien. Ons het eers aanvanklik met die eerste ontmoeting het ons het stil gehou wie ons is, dat die ouens nou nie klomp dollars en so sien nie, min weet en hulle ons nie dollars is nie, maar in elk geval. Die eerste keer die tweede keer toe ons hulle gaan sien, ons vat vir Henk saam, toe sê hy vir hulle wie ons is en hulle koop toe dadelik in die idee en hulle is so baie opgewonde oor die idee. En hulle gee toe vir ons grasie vir 3 jaar om al ons ondersoeke te doen op die grond en goedkeurings te kry vir ontwikkelingsregte. En toe ons aan die grond kyk die eerste keer, toe ons stadsbeplanner wys toe vir ons uit dat hierdie grond eintlik binne die stedelike gebied van Tshwane val, soos 'n net. Op die grens, op die suidegrens van hierdie stuk grond eindig die stad. As hy enigstens 'n bietjie verder was, 'n stuk grond langsaan, dan sou ons nooit die goedkeurings kon kry op hierdie stuk grond nie, want dan val dit buite jou urban edge. Die stadsraad keer net sulke tipe van ontwikkelingsgoed as dit binne in die stedelike grens is. Toe is die volgende mylpaal is water. Ons moes 'n wateraansluiting kry vir die perseel. So ons ingenieurs bereken toe ons kort 'n 160 mm aansluiting wat vir jou sekere kapasiteite water gee. In 2000 en vroeg het hulle Waterlike Farm ontwikkel en toe 'n klomp van die eienaars in die pad af het almal saamgestaan met 'n konsortium wat 'n waterpypleiding installeer het van die Bronberg reservoirs af daar in Sheer, daar naby Sheerplotte op die Bronberge. En die verkopers van hierdie grond was die siviele ingenieurs wat daai lyn installeer het en in ruil vir hulle vergoeding het hulle gesê ons soek 'n 160 mm aansluiting. So ons benadering na Tshwane toe was die idee was dat ons na Tshwane toe gaan om vir hulle te sê ons het reeds 'n aansluiting, ons vra nie vir 'n aansluiting, ons het reeds eene. Maar nou sit ons het nie bewyse nie. En daai tyd het daai area onder Kongweni stadsraad geval, dis die ou Bronkhorstspruit, daar was verskriklik baie korrupsie gewees. En daar's geen dokumentasie wat bewys dat hierdie aansluiting 'n volwaardige aansluiting is wat éventueel goedgekeur was nie. En ek het toe eendag toe onthou ek, maar elke keer as jy klaar is met 'n projek, dan moet jy 'n as-built plan indien na 'n ingenieursfirma wat in die Kaap sit, die maatskappy se naam is GLS, wat die hele waternetwerk van Gauteng bestuur volgens of namens die 2 stadsrade. En elke keer as jy klaar is met 'n projek, moet jy 'n plan instuur na hulle toe om te wys dat jy wel jou pypleiding volgens hulle spesifikasie installeer het en dan dateer hulle stelsel op om te wys hoe loop hierdie nuwe netwerk. En ons het toe vir GLS gekontak en hulle het gesê okay, hulle sal in hulle argiewe gaan kyk of hulle so 'n plan kan kry. En sommer die volgende dag al te kontak hulle ons en sê hoor jy, hulle sit met 'n plan voor hulle wat wys ons het 'n aansluiting. Sonder daai plan sou ons nie hierdie ontwikkeling goedgekeur gekry het nie. Die ander ding was elektriese aansluiting. Ons het vir die kampus het ons 'n 3.2 megawatt aansluiting nodig gehad vir die kapasiteite. Nou hoe die stadsraad werk is hulle neem glad nie jou alternatiewe krag soos solar en so in ag nie. Hulle wil hê jy moet kyk wat jou kragaansluiting moet wees sonder enige so iets. En ons sit op die grens en inteendeel hardloop 2 Eskom lyne reg bo die kampus, maar Tshwane wou nie gehad het ons moes by Eskom aansluit nie omrede ons binne die stedelike grens sit.
So hulle forceer ons toe om by hulle aan te sluit. Nou weet ons, daar's groot probleme in die ooste van Pretoria. Daar's geen kragkapasiteit en daar's ontwikkelings wat al stil staan vir jare. En in daai tydperk toe is die Staatsraad besig met die opgradering van daai Waapadrand brandstasie, kragstasie. En op daai stadium is dit toe nou nuwe kapasiteit wat dit toe nou skep met hierdie opgradering en herstelwerk. En die oomblik toe ons aansoek land, toe stel hulle daai kapasiteit beskikbaar en ons vat al die kapasiteit op. So die tydsberekening van daai aansoek was net 100% reg. Sonder daai kragaansluiting sou ons nie goedkeuring kon kry vir hierdie kampus nie. Die ander ding wat jy moet doen is jou toegang na die perseel toe. Jy moet aan die Staatsraad kan bewys dat jy 'n toegang het, 'n wettige toegang. En die Boskoppad wat daar voor die kampus verbyloop is 'n provinsiale pad en hulle werk met sulke 600 meter intervalle wat jy kan toegang kry na sekere persele toe. En Waterlike Farm is toe nou die eerste volwaardige goedgekeurde toegang. Nou werk hulle met 600 meter intervalle van daar af. En hierdie kampus se toegang val toe so half op die punt van een van ons bure se persele. Harry Papas, hy's op die hoek en hy's 'n Griek, so hy is regtig die Griek op die hoek. En toe moes ons by Harry, ons 'n toegang kry en ons het vir Harry gaan sien en ons het vir Harry gesê wat ons daar wil ontwikkel en hy het net so gekyk en gesê no problem. En hy het aan ons 'n servitiet verkoop. En sonder daai servitiet sou ons nie toegang kon kry na die kampus toe nie, hoegenaamd nie. En die ontwikkeling sou met ander woorde dan nie goedgekeur kon word nie. En dan die laaste ding wat ek wil noem is die riool aansluiting. Die naaste riool aansluiting van daai kampus is 8 km ver. En die Staatsraad maak dit absoluut jou as ontwikkelaar se verantwoordelikheid. Jy moet daai pypleiding installeer. Nou 8 km se rioolpyplyn is net eenvoudig te duur. En jy moet 'n servitiet gaan onderhandel met elke liewe grondeienaar in die pad af tot by die aansluiting. En dit maak dit net ongelooflik kompleks en die kans dat jy so goedkeuring gaan kry. Daar's baie ouens wat die voordeel daarin sien want jy ontsluit hulle ontwikkelings ook. Maar ander ouens sê nee, want dankie, ek wil nie jy moet 'n riool-lyn deur my plaas loop nie want ek het hier kom aftree, ek wil nie ontwikkel nie. En so die riool was 'n baie groot uitdaging en toe het ons op tegnologie afgekom wat hulle gebruik het in Midstream. En ons het hierdie tegnologie toe gaan aanbied aan die Staatsraad en hulle het ingekoop en hulle het gesê dis reg, julle kan julle eie rioolsuiweringsaanleg op die terrein bou. En toe kry ons goedkeuring vir die rioolsuiweringsaanleg. So toe in terme van al ons dienste aansluitings van die Staatsraad se kant af, maak dit toe die ontwikkeling moontlik. Ja. Frans, net sommer so 'n paar lekker statistiekies van die ontwikkeling in die kampus is. Jy kan ook byvoeg hier by Henk. Ja, so sommer net klomp syfers net om die omvang van die projek. Dit is regtig 'n massiewe projek. Ons struktuuringenieurs sê nou die dag vir ons gaan met hierdie een projek rig ons byvoorbeeld die hoeveelheid houtdakke op wat die top 5 houtdakkontrakteurs in die hele Pretoria vir 'n jaar lank doen. So met hierdie een projek rig ons meer houtdakke op as al 5 daai kontrakteurs oor 'n hele jaar se tydperk op hierdie ding. Ons gaan so 8.6 miljoen stene word ingebou in die kampus. So in die piek van die program is dit so 86,000 stene per dag wat die ouens bou. So dit is regtig enorm. Daar kom so 5 km se rioolpype in die grond. So 7,5 km se stormwaterpype. En dan ook in die grond so 23 km se waterpype. En dan in die geboue is omtrent nog so 15 km se waterpype wat installeer word. Dit is regtig enorm. Ek dink daar's 470 toilette. Jammer Marnus, julle moet almal in stand hou. En Stefan almal skoon hou. En ek dink daar's ek dink 380 wasbakke as ek dit reg onthou. Daar's 1300 betonkolomme. Nou baie van ons geboue het glad nie betonkolomme nie. Die koshuise word byvoorbeeld met lastra en steenwerk gedoen, so dis nie die betonstrukture wat opkom nie. Dis so Soltech koshuise, die steenwerk self dra die laste.
Ja, daar's 4 rugbyvelde se plafonne wat installeer moet word. Ek dink daar is 15 rugbyvelde se pleisterwerk wat op die mure kom. Ja, so dis regtig, dis 'n enorme projek. Praat van rugbyvelde. Sê net iets oor die sportkompleks, hoeveel regte rugbyvelde, hoeveel die atletiekbane, swembad ensovoorts. So die sportnode bestaan uit 'n atletiekveld wat ons wat noem hulle dit 'n A vlak 1 of so ietsie was die sport. Ek het hom nou ontmoet in elk geval. Maar topklas atletiekveld wat 'n mens wil ontwikkel met tartan eventueel wat so plus minus 20,000 toeskouers behoort te huisves. Die hoof rugbyveld so 15,000 toeskouers. En dan is daar 'n plan vir 2 Astro hockeyvelde en langs dit tennis. Binneshuise sportgebou wat so 2 van daai binneshuise sport bane kan vat soos of binneshuise hockey of netbal of so. En so 'n klein bietjie kleiner as Tuks. Ek dink is 1500 sitplek. Die plan is om 'n Olimpiese swembad te bou. Aanvanklik sou die swembad oop gewees het, maar ons gaan nou 'n dak oorsit, Martinus, want ons het dak nodig vir solar. So jy kry 'n dak. Okay. En dan verdere rugbyvelde is 'n B en C, maar in die middel van hulle is 'n cricketveld wat natuurlik oor die 2 rugbyvelde en dan ook 'n D en 'n E rugby met ook nog 'n cricket. En dan uiteraard netbal, paddelbane, cricketnette. Wat is daar nog? Daar word die 130 miljoen hier 131 miljoen hier. Met die dak oor die swembad. Ja. Ja, dis omtrent dit oor die sport. Henk, net so tweede laaste gaan ek so vinnig by jou eindig met 'n hogere vraag, Martinus. Ek het gedink om vir Frans ook 'n hogere vraag te vra omdat dit nou akademia is. Ek was lus om met hom te praat oor die filosofie van die klip. Lekker kom ek van welkom af. So. Nee, wat ek daar buite toe sê ek vir Frans nee, ek gaan vir hom vra oor die filosofie van die klip. Toe sê hy, hoekom moet ek nou oor filosofie praat? So. Henk, net laastens, hoe lyk die program nou vorentoe? Enigiets waarmee jy wil afsluit? Ja, so die program vorentoe lyk besig. Nee, Dirk, ek wil net aansluit by die stories wat François vertel het en dis regtig ons belewenis. Ek het ingelei om te sê dat hierdie is eintlik die vrug van 30 jaar se werk in die beweging. Dis die vrug van almal wat hierso sit. Dit is regtig vir ons 'n voorreg om eintlik hierdie projek te lei, maar ons doen dit in diens van almal hier en ons doen dit in diens van ons gemeenskap. So dit is regtig 'n resultaat van almal hier se werk, maar op die eind van die dag kom 'n ou voortdurend so onder die indruk dat ons eintlik in verwondering bly staan oor die werk wat ons nie doen nie. Want dit is regtig in die voorsienigheid van die Here. Ek kan 'n klein storieetjie vertel. Ek sit met 'n brief van 'n bank wat vir ons op ons bestaande portefeulje wat hulle herfinansier en ontwikkelingsfinansiering vir die kampus. Daai brief is 1.2 miljard rand werd. Maar ons het daai dag wat ons daai bank die eerste keer ontmoet het ons daar by Pallidus gesit en dit is 'n totaal diverse span. Daar was een Afrikaner in die span wat ons ontmoet het. Daar was twee rou Engelse, daar was al die ander rasse in Suid-Afrika was so 'n hele verteenwoordigende span. Transformasie is redelik volstrek in daardie bank. Maar ek moet sê
dit was 'n regtig 'n goeie ervaring om met hulle daar om daai tafel te sit en die een Engelsman is so 'n bietjie die leier van die groep en hy het vir ons daar rondgejaag om daai tafel en dit was regtig indringende vrae, dit was konfronterende vrae, dit was uitdagende vrae, dit was vrae op die feite van die projek en almal het dit so gevra om die tafel en ons het geantwoord, ons het cricket gespeel teen daai Engelsman, ons het gebed en op 'n stadium toe sit hy so terug, toe ontspan hy, toe sê hy vir ons, weet julle wat, my assistent se dogter studeer by Akademia en sy kan nie ophou uitpraat daaroor nie. Dit is dis wat Henk so mooi gesê het, daardie verwondering oor dit wat ons nie doen nie. En dit is daardie genadewerk van die Here. Ek het so rukkie terug, het ons van die ek en Henk is voogte vir van die studente en toe het ons daar so 'n worsie gebraai en daar op die kampus en toe ek so kyk na die grondwerke is die ding wat mense wil doen is jy wil net begin sing genade onbeskryflik groot. Dit is as jy na daardie kampus kyk. Martinus en hiermee sluit ons af. Kyk, die argitek ontwerp was ook 'n ontwerp wat dis nie net 'n funksionele ontwerp nie. Ons het nie net dis 'n ontwerp wat eintlik die groter idee van Akademia vervat en dit is alles in ontwerp in die planne in. Wat so mooi is daar's 'n kapelletjie. Dan daar uit die kapel uit kom daar 'n fonteintjie, 'n bron. En dan uit die bron is daar 'n kanaaltjie wat so afloop. So tussen die studente loop so uit die kapel uit die bron loop die lewende water af. Is my verskriklik mooi, maar Martinus, as jy dalk vir ons net so 'n bietjie iets sê oor die denke en die filosofie wat julle in ontwerp het in hierdie julle planne. Ja, Dirk, dankie. Ons het eintlik François het 'n hele boek saamgestel oor dit, jy weet. En ons het baie tyd spandeer saam met Kanton en die argitekte en ons by Akademia om te dink daaroor en om kritiese vrae te vra oor hoe gaan ons dit regkry dat die kampus se estetika en hoe dit voel ondersteunend is tot Akademia se bestaansrede. En daar's geweldig baie om nou op te noem oor hoe ons dit doen, maar ek dink een van die belangrike goeters is dat ons wat onsself uitdruk as 'n Christelike klassieke universiteit. Een van die groot strewes van 'n Christelike klassieke universiteit is om in ons werk en in ons studente 'n liefde te kweek vir dit wat waar is en dit wat goed is en dit wat mooi is. So ons neem 'n posisie in om te sê daar is iets soos die waarheid en die goeie en die skone wat uiteraard in die hoogste vorm in God self lê, maar dat hy ook vir ons 'n skepping as 'n geskenk gegee het waar ons dit ook in kan ontdek deur die wetenskap dan nou veral ook. So as 'n mens dan nou 'n kampus ontwerp, dan is dit belangrik dat die gevoel en die manier hoe die kampus lyk weer dit ondersteun. Dat as jy daar beweeg, dan moet jy iets beleef van ons werk en ons strewes in die argitektuur en alles. En natuurlik is daar elemente van die klassieke ingetrek in 'n hedendaagse konteks en so aan, die voorbeeld wat jy nou gebruik het. En ek dink dan die nog ietsie wat ek dink baie belangrik was vir in die ontwerp is gemeenskap. Baie moeite is gedoen en gelukkig het ons nou ook goeie ervaring gehad van François se kant af met hierdie kwessie van hoe kry jy dit reg dat jy dat geboue en die plasing van geboue en die inrig van geboue, hoe ondersteun dit gemeenskap? Hoe skep dit 'n samehorigheid en plekke waar mense saam kan dink en studeer en plekke waar hulle bietjie kan stout wees of wat ook al, maar dis die gedagte dat jy
plekke skep waar dit kan natuurlik gebeur en nie geforseerd is nie. En ek dink in die ontwerp het die span regtig geslaag daarin, baie binnehowe, die plasing van waar koffiewinkels is en dies meer. Gaan alles vir ons 'n leefruimte gee waar ons in Afrikaans hierdie hoë ideale van die universiteit kan gaan opsoek en ons eie maak. Ja, ek dink dit gaan 'n ongelooflike pragtige kampus wees. Martinus, François, Henk, baie dankie en baie geluk sover. Kyk, die Akademia kampus en die hele projek saam met Kanton is ook 'n deel van die groter stryd om idees. Dit vergestalt die idee van federalisme. Gemeenskapsfederalisme beteken dus om verantwoordelikheid te vat tot op die laaste vlak, en as ons dit vinnig wil opsom, ons dit net ons self. Dis die een idee wat ons hier so sit. Daarteenoor staan die idee van staatssentralisme, waar die staat verantwoordelikheid, die staat sal self. En veral in die Suid-Afrikaanse konteks waar die staat nog misluk ook, is dit 'n absolute idee-raamwerk van mislukking. 1998 het Flip dit raak gesien en het hy op die Mynwerkersunie Kongres dit gesê. Hy het gesê die ANC het 'n struggle ideologie wat nie kan regeer nie, dis die een idee-raamwerk. En in 98 het hy gesê ons moet 'n ander idee-raamwerk hê. Die idee-raamwerk van self, daarom moet ons 'n beweging begin. En hierdie is die sterkste vergestalting daarvan. Die Akademia kampus, die visuele ding, ons sien hom. Maar dit is wat elkeen van ons doen. Hierdie is eintlik 'n bevestiging vir almal van ons dat ons idee-raamwerk werk. As jy kyk wat rondom ons gebeur en wat met die ander idee-raamwerk gebeur, is dit eintlik om van moedeloos te raak. Maar in die moedeloosheid van die ander idee-raamwerk sê ons, die een wat ons vertroetel, die een wat ons sterk maak, kyk daar, hy kan so 'n kampus bou, en dit geld vir elkeen van julle as instelling. So, dankie julle, dis ook inspirerend vir ons almal. So baie sterke, dankie Werner. Solidariteit het 'n rykdom van video's en standpunte, insluitende die potsending Solidariteit wêreld. En alles is saamgevat op ons YouTube kanaal, op ons verskillende media platforms en natuurlik nou ook op Spotify.